Hallo julle en welkom by nog 'n episode van In Praktyk. Mag ek sê nee, seker nie. En op die ou einde van die dag kom dit neer op hoe ons reageer teenoor enigiets in ons lewens. Hey, gaan julle daai dinge wat Ek en Gerald moet eintlik skaak speel terwyl ons Hallo, my naam is Reinhard Hugo en ek sit saam met my vriend hier, Gerald Copeland Steyn. Ek sal nou vir hom vra waar kom die middelnaam, jou middelnaam Copeland vandaan? goeie vraag want ek weet self nie. Maar ja, Ray, dankie vir die lekker chat. Ek bedoel ons doen dit gewoonlik, Ray. Hierdie is soos daai vir mense wat nie weet nie, maar hierdie is soos die green room. En ek weet nog steeds nie hoekom dit 'n green room genoem word nie en dit is dalk vir my al gesê en ek het vergeet en dalk gaan iemand sê jy's maar jy werk al so lank in televisie is veronderstel om te weet, maar ek vermoed hierdie is lekker want ons sit altyd in die green room by binnelanders, dis nou waar jy wag om jou woorde deur te gaan. Dit is vir my so half 'n in jou sitkamer tipe van ding. Ons chat altyd. Ons het altyd interessante gesprekke. Dit kan soms en ons het actually voordat ek en jy nou begin gesels het ons gepraat hieroor. Jy weet, dit kan soms jy moet versigtig wees wat jy sê. Ja. Wat se vrae jy vra, wat se gesprekke jy het, Ja. Want omdat dit 'n relatiewe klein spasie is dit en omdat ek weet nie hoe voel jy nie, maar dis nogal baie heightened. Hierdie Absoluut. by die werk, dis baie heightened, dis baie emosies die hele tyd. Ja. So jy moet versigtig wees wat jy sê, wat jou jy weet wat jou opinies is oor enigiets in die wêreld. Yes. Maar ons gaan vandag praat oor. Ja, nee, bear all. Ja. Nee, maar ek dink is net lekker. Ek meen dis vir my lekker om saam met ek en jy het altyd baie lekker chats. Yes. En jy het groot muscles. Ja, net vir die female fans al by die Ja, huis. so ladies. Maar sê gou, so jy's ek wil nie sê jy's nie niet nie, maar you came out of nowhere. Ja. Soos en jy weet dit ook en ons het hier gepraat oor, maar you came out of nowhere. Nou waar het jy vandaan gekom? Hoe het jy hier uitgekom? Hoe het jy by binnelanders jou hele journey? Reinhard, okay, so kom ons kry net die apie van die rug af, right? Ja. Ek het nie drama geswat nie. En ek weet baie Okay, maar baie nou wil ek- akteurs hulle sal sê. Ja. Obviously. Okay, nee, maar ek wil net gou dit sê. Okay, Yes, so dis actually 'n belangrike punt vir my. Ja. So jy het nie drama geswat nie, ek het drama geswat. Maar hoekom sê jy kom ons kry net gou die apie van die rug af of van die skouer af? Want I mean, dit is vir my persoonlik partykeer 'n bietjie van 'n insecurity. Okay. In die sin dat ek voel baie keer ek moet inhaal. So hierdie binnelanders byvoorbeeld, groot deel van dit vir my is dis 'n leerskool. Dis is hierdie is nou my skoolfooie. Hierdie is waar ek meer werk aan tegniek, want dit is baie maklik om jy weet intensiteit en emosie oor te dra. Maar daar's 'n tegniese deel, soos jy nou sal weet, dat die kamera moet dit kan vang. En daar's sekere goed wat jy moet kan like jou posisionering, waar's jou oë, waar's jou ken. En daai goed, ek kon nie altyd dit jy weet trou met my intensiteit of my emosies nie. Okay. So om jou vraag te beantwoord, waar kom ek vandaan? Ja. En ek dink net entoesiasme. Like letterlik ek was 'n prokureur. Ja, maar maar dis wat ek gou wil sê. So jy het nie drama geswat nie, Nee. maar jy het regtig geswat. Vrystaat. Yes, Bloemfontein, hoekom daar? Maar jy kom van Randburg af. Man, my pa was daar, my oupa was daar, my ma was vir 'n rukkie daar. Het iemand het julle koneksie met Bloemfontein of die Vrystaat? Is dit maar Ja, het dit net maar- so uitgewerk? Net so beide my oupas was saam op skool in Roewel. Maar toe was hulle nog nie, toe hulle op skool was hulle nog nie. O ja. Was hulle nog? Ja. Was hulle nog nie? Jy weet. Ja. Anyway, Okay, ja. ek wil net gesê deur hierdie hele Roewel en ding, Vrystaat. ek love it. Want soos ek sien by die werk ook, jy het 'n crazy ons segue nou, maar jy moet nou van Ja. Ons sal So jy het 'n crazy sin vir humor, maar jy moet baie fyn na jou luister want jy's baie vinnig waar iemand maar nie anders altyd nie. jy sien. So oupa, pa, Yes. jy, wat is Ja. die koneksie Bloemfontein? Soos ek sê, so my oupa was in die koshuis in vishuis waar ek ook in was. My pa was in 'n ander koshuis daar, so ek het net altyd 'n affiniteit gehad en
my ander oupa het vir die Vrystaat rugby gespeel, my pa het vir die Vrystaat rugby gespeel. So ek wil Soos eintlik legitimately, Okay. like toe was dit nog nie die cheetahs nie, maar so ek het eintlik gegaan, ek wou ek wou rugby gespeel. Okay, so Ja. jy wou Vrystaat. Ja, ek wou like ek love rugby. What happened? Nee, dit is nooit. Kyk, klein skool, ek was in Hoërskool Randburg. Ja. Ek dink net nie dit is nie Grey College nie. Okay. Dit is nie Parelgem nie. Like rugby is nie nommer 1 in alles daar nie. So toe ek in Bloemfontein aankom op universiteit is en ek word blootgestel aan like semi-professionele rugby spelers, toe kom ek net agter nee. Hierdie is nie touchies Nee, hierdie is nie meer Ja. dis nie meer touchies nie. Like Maar wat die is dit? vaardighede is net te ver, dit was net te ver voor. Ek het in Bloemfontein gekom. Die droom het baie vinnig dood gegaan. Jy het hakker gespeel, né? Op Haker hoërskool. en flank, ja, maar ek kon nie, ek was like ball skills. Ek het nie soos ek Ons kon het- nie sokkie nie Soos en ek kon nie 'n bal vang nie, maar toe ek daar Ja. wegloop, Ja. bring 'n goal en bring 'n rugbybal. Dat was fine. Ek kan al twee nou doen. jy is 'n ladies man, ek love it. Jy's 'n cowboy. Toe ek jou ontmoet het, so ons was by die werk gewees en iemand het gesê, ek kan nie onthou presies nie, maar soos het gesê nee, Gerald Stein kom speel hierso. Ek sê so, wie's Gerald Stein? En Dink jy baby chocolate? Gerard Gerald Stein. Nee, ek Dit is het so nie. baie. Regtig. Ja. Mense dink baie Ek keer dink ek mense Gerard jy het Stein. baby chocolates geskryf. Ek claim dit partykeer. Nee, ek joke. Oh, Ek doen nie Gerard. Op die MSC Symfonia as Gerald gaan kuier, as Gerald gaan travel, dan kuier op Ek die hoor MSC. nog ek is Gerard Stein. Regtig? Nee, ek joke, nee. Dis crazy, maar dit is naby. Ja. Maar anyway, toe het ek het die eendag in Randburg ek was op pad Rosebank toe staan 'n groot billboard, ek dink van Dam, die reeks wat jy gespeel het op Mnet en Ja, Showmax, ja. Showmax. Toe sien ek jou, toe sien ek soos okay cool. Hierdie is Gerald, iemand vir my gesê okay cool, dis hoe hy lyk. En toe ek ry toe sê ek soos, "Ha, is dit nou die okay, hierdie is die ou wat Toe gaan ek was disappointed want jy's so bad actor. Nee, ek joke. Nee, ek wou sê jou eerste instuk was sê, "Ag, damn it." Ja, ek was soos Ek geïntimideer. Ja, ek is so geïntimideerd. Nee, hoe iemand mooier as ek. Nee, ek joke. Nee, maar dit was net soos ek dink die grootheid van dit soos en toe ek jou ontmoet, jy het uit die toe kom ons hier aan en ek weet jy was by getroud met rugby ook. Ek wil weet hoe werk daai. Jy sê ons sal daarby uit. Ja, dit is interessant. Maar toe ek jou ontmoet, toe sit soos ek onthou jy het uit die studio uitgestap, ek het buite gestaan en jy het uitgekom en ek sê, "Hey, Gerald, hoe gaan dit? Dis Reinhard." En jy sê, "How's it?" Nee, Gerald. En dit is soos jy ontmoet baie mense hier by die studio, maar dit was 'n baie vriendelike ontmoeting. Jy was baie oop geweest, waar dit nie noodwendig altyd die geval is nie, want ek voel soms akteurs is baie vol van hulle self. En ek voel en musikante en ek praat dit want ek was beide en ek is dalk miskien soms nog jy weet. Ja, so. Ervaar mense my nog so Ja. whatever. Ja. Maar dis baie selde dat jy iemand kry wat dit gaan nie vir hulle oor kyk wat het ek al alles gedoen. Kyk, ek is amazing. Kyk, hier is my werk, hier is my musiek, hier is look at me. So dit het vir my minder gegaan oor dat jy look at me en meer is hoe kan ek deelneem aan hierdie hele proses? Ja, Reinhard, ek sê okay, obviously, partykeer gaan nie goed na jou kop toe. Ek dink Maar hoekom dink jy dit gebeur dit? Want ek gaan vir jou gesê nê, dit het al met my ook gebeur. Ek bedoel, Ja. ek het al aan dink dan voel ek, ek was nog in die, ek moet nou, dan moet ek mos nou hier. Maar ek dink groter as dit vir my persoonlik. Ek is altyd groei is vir my baie belangrik. Soos ek voel altyd dit kan nog beter. So toe ek hier aankom, wou ek net verstaan wat hier aangaan, hoe werk die masjien, hoe gaan dit hoe gaan ek evolve, hoe gaan ek my craft verbeter. So dis hoekom jy doen hierdie al hoe lank? Hoe lank doen jy al? Hoe lank sal by Banana? Jy sê 2008 begin. 2008, 16 jaar. Ja, en ons het nog geshoot by die ou SAIK. Global Access is die plek se naam, ja. Nee, so dit mense doen dit al lank. So ek kan nie hier aankom dag 1 Ja. en dink
okay, ek kan dit nou like, Ja, ek hoor beter jou. doen as En daar is mense wat hier Ek aankom. dink so, dag maar daar een. is so wanpersepsie. Ja. Daar is 'n groot wanpersepsie van wat hier aangaan Kom ek back in die bedryf as 'n Yes. geheel. Ja. Kom ek backtrack net gou terug wat jy nou gesê het, nê? So die monkey op jou skouer. So ek en jy weet van baie mense wat nooit drama gaan swat het nie, wat regtig baie goed doen. Dink jy dis 'n probleem? Dink jy of nie 'n probleem nie, maar dink jy want verstaan, ek gaan nou net by my punt uitkom. Die rede hoekom ek dit sê is Ja. so what? Ah. So what? Ek het drama geswat. Ek love sekere tipes teater. Ek is nie 'n teaterakteur in murg en been nie. Ek is nie. Ek suffer nie vir my craft nie want ek hou van dat my debietorders kan afgaan en ons genoeg geld op my rekening. Jo, jy het dit ook slim wat jy Nee, ek het dit Ja, slim en ek sê nie hierdie omdat ek windgat is nie. Wat ek net bedoel is dat net soveel soos wat daar plek is vir iemand wat drama geswat het, 3 jaar gehad of hulle honeurs gedoen of meesters of whatever, 100% is fantasties. Glo ek ook. Soos Arno Greef is 'n goeie voorbeeld. Ja. Hy het na skool as 'n 18-jarige laaitie het hy uitgeklim. Right? Hy het in die industrie gekom en sy work ethic en sy drive het hom uitgebring by waar hy vandag is. Ja. En hy het nog nooit drama gaan swat. Ja. So ek is 'n groot voorstander vir beide kampe. Ja. Ek hou net nie daarvan wanneer die kampe mekaar begin aanvat nie. Jy was baie oop gewees toe ek jou ontmoet het. En nou nog, ek meen jy's baie oop en jy's hard op jouself. Dit kan dit sien ek want ek is ook so. Ja. En 'n mens raak die en as jy foute maak in die studio en ek dink dit gaan nie net oor die feit dat jy fout gemaak in die studio, dit gaan oor die geheel. Dis waar dit gaan. So Ja, dis maar dit is 'n bietjie van 'n ego investment in die sin dat Yes. jy weet hoeveel tyd jy spandeer op jou lyne en al jou goeders en dan Ja. kom jy hier in en Reinhard, ons het al hieroor gepraat, maar vir my persoonlik Ja. die grootste vyand Ja. van een wat in die pad kom van selfuitdrukking en goeie werk is druk. yes. So Yes. al die tyd dan dink ek jy ken nie jou lyne goed genoeg. Ek ken my damn lyne. Yes. Ek kan nie altyd die druk hanteer. Yes, Ek kan altyd jy kom performance nooit anxiety. met 'n script. Jy kom nooit met 'n teks opstel nie. Want ek het hierdie ding in my kop dat as die teks daar is, dan is dit soos 'n safety net. Dan gaan ek nie so hard fokus op die so ek gaan die hele tyd dink, ag, dis okay, ek kan net op my teks hardloop. Ek wil nie dit doen nie. Ek wil fokus, maar selfs dan, ek het al hier ingeloop waar ek die woorde flippend goed ken. Dan neek ek dit anyway. Ek het al hier ingeloop, dan ken ek die woorde glad nie, dan is ek die enigste een wat nie flaf nie. Ja, So, ek hoor jou. Dis al So kan ons dit toeskryf aan hierdie kom ons noem dit die uitdaging hier binne in die studio is die pressure. Die pressure is een van die hoekom Ja. is dit so Ja, hoekom is dit so desirable? Want maar nou so dit is waar ons net nou gepraat het, wat ek gesê het van daar's 'n wanpersepsie daar buite oor in die bedryf as 'n geheel oor sepies. Soos baie mense ek was ook so voor ek op 'n sepie was toe ek klein was, want ek altyd gedink en ek dink dis hoe ek in die bedryf beland het want ek het gedink ek kan dit doen. Ek kan dit beter as daai op die TV doen. Like ja, ego groot. Ek hoef nie eens dit te swat nie, ek kan dit doen. Dan kom jy hier aan, dan besef jy die rede hoekom jy gedink het jy kan dit doen. Ja. Is omdat daai mense dit onder hierdie omstandighede, onder al daai druk so maklik laat lyk. Toe dink ek as hulle dit dan kan ek dit ook doen. En ek het op 'n harde manier geleer. Daar is wat hierdie ding is teenoor wat 'n mens van buite af dink dit is. Uiteenlopende verskil. En ek sê jy nou van die beste akteurs. Dis common knowledge. Ja. Van die beste akteurs in hierdie land is of hier of hulle was al hier deur. Want dit is wat ek sê ek glo vas. Hier is die plek waar jy leer om vinnig te fokus om jou agter mekaar te kry Ja. onder druk. Absoluut. Ek is so bly 'n baie bekende aktrise toe ek jonger was, toe sê sy vir my moenie net te lank by die CP bly want jy gaan getypecast word. En toe op daai stadium toe dink ek soos
Okay, wow. Binnelanders is al klaar vir my net soos laat ek net gou hierdie projek eers baas raak. Voordat ek enigstens kan begin dink aan konsepte soos typecasting. So hierdie aktrise het my gesê ja, hoe lank gaan jy hier bly? En weet jy wat, ek is so bly ek het nie na haar geluister nie, nê? Want in soap leer jy nie net om die druk te hanteer nie, maar dit sê baie van jou as jy glo ek en daar's baie ander fasette en mense kan verskil vir my, dis 100%, maar daar is iets te sê aan longevity, jou investment by 'n maatskappy. Want ek dink vir my was dit ek het baie vroeg besef hierdie is 'n besigheid. Ja. En as jy jou werk binne in die studio kan doen en jy kan goeie menseverhoudinge bou, beteken dit dat iemand gaan nie uit hulle gaan nie gaan Reinhard het nou sy woorde goed geken vir die laaste maand, so ons gaan vir hom gou 'n dagie afgee nie. Dis nie waar dit gaan nie. As jy jou kant bring, beteken dit jy dra by tot die sukses van die masjien. Ja. Soapie is besigheid. It's business, right? Dit is hoe dit gaan. Dis vinnig, dis fast-paced, daai is nog 'n ander wêreld, verstaan? Jy weet, om 'n sepie te moet bestuur en jy weet, jy weet om die baas te wees van so iets. Maar dit sê baie van iemand as iemand kan commit wat jy leer uit hierdie plek uit. Want jy ontmoet baie mense. Ja. Jou brein bly die hele tyd fiks van woorde. Jy leer om saam met mense te werk. Jy leer om jou mond te hou, want jou mond kry jou in die moeilikheid, veral as jy opinies het. My ding altyd is net, wat is die endgame? En wat is jou longevity? Verstaan jy? Wat is die investment wat jy maak in jou werk waar jy is? Baie keer wat gebeur is, jou eie ambisie, jou eie planne kom in die pad en dan is jy nie altyd oop vir die groter prentjie nie. En dis wanneer ons byvoorbeeld toen jy moet uitstaan na die einde van die dag toe of wanneer crew 'n uur later moet huis toe gaan. Dis wanneer daai goed gebeur, is wanneer my eie frustrasies of ambisies in die pad kom. Die een ding wat wel waar is en wat nog steeds waar is dat en die ouens wat agter hierdie kamera sit, dink ek sal saam met my stem, is dat as jy jou crew ook met respek kan hanteer. En dit beteken dat jy voorbereid is, dat jy weet wat jy doen, dat jy weet jy mik vir excellence en as dit 'n bietjie laer as dit val, is dit fine, maar tog het jy gemik, verstaan? Ja. Dis vir my is dit baie belangrik om seker te maak dat of dit nou by binnelanders is en of dit op ander shows is dat hanteer jou crew met respek, verstaan? Hanteer net mense met respek. En vice versa. 100%. Maar as ons van die DNA praat van hierdie show, ek kan nooit, glo vir my, daar's nog nie een keer wat ek werk toe gery het, na Stark Studios toe, wat ek sê dit nie net nie. Ja, ek het al afdaag gehad, ja, dit was moeilik geweest, ja, jy doubt jouself, jy ry so, jy huil, jy kry dit nie reg nie, en hierdie kant toe, daai kant toe, daar is soveel emosies, maar, ek het nog nooit hiernatoe gery, en ek het hierdie al voorheen gesê, en gedink, nou moet ek weer hiernatoe kom nie. Nog nooit nie. En weer eens, God dank, ek het nie geluister na die aktrise nie, want time management het ek geleer, dissipline het ek geleer, voorbereiding het geleer. Hierdie plek het my geleer om 'n besigheid te kan begin. Ja, of dit nou musiek is, ons gaan nooit nou by dit of dit musiek of vervaardiging of wat ook al. Dis wat hierdie plek my geleer het, right? So ek wil nou net vir enige iemand wat enigstens bring jou kant en dan gesels ons. Kan ek net op daai noot, dis wat ek wou sê, net op daai noot. Typecast in die Afrikaanse mark. Daar is 'n hele nommer 1 in Suid-Afrika is daar 'n Engelse mark ook. Ja. Daar is 'n internasionale mark ook. Yes. Ja, ek dink net nie dit is baie kortsigtig om te worry oor hoe die Afrikaanse mark. Ja. In fact, dis kyk net in tot 'n mate Mnet. Yes. Maar ons nog SABC, ETV. Ja. Daar is Netflix. Ons kan dit nie deny nie, daar's streaming services. Daar's streaming services, daar's baie goed. Bly so lank as wat jy moet hierso. Ja. Om die fundamentals reg te kry en dan gaan jy. Ek is nie worried oor typecasting en daai. Ek is teen klaar overexposed en al die reeltjies. Ja. Wat is maar hier's my vraag dan vir almal wat gesê is overexposed. Okay, nou en dan social media. Nou almal is vandag
socialite of wat noem jy mense, 'n sosiale vlinder. Ja, influencer. Almal het ek verstaan which is daar's validity aan dit, maar wat ek bedoel is soos nee, ek weet maar wat nee, maar nie regtig nie, maar overexposed. Ons almal is op Instagram en al gat, jy verstaan. So die ding is met typecasting. Ek dink net moenie na enigiemand luister nie, want dit moet kom van wie af jy respek het en vir dit wat jy wil doen. Maar doen jou eie ding. Doen jou eie ding. Wees jy beset jy vir jouself set jy vir jouself daai mylpale of dit wat jy wil bereik en gaan daarvoor. Ja. Natuurlik gaan mense blaf. Want mense blaf as gevolg van hulle eie insecurities, verstaan? Dit is so eenvoudig soos wat is jou groot doel en wat is die tree wat jy gaan vat om dit te bereik. So, ek is nie net hier like dit is lekker om te speel. Love acting, dis een van my groot liefdes. Maar daar's 'n groter prentjie ook. Soos ek vir jou gesê het, ek het 'n tekort aan die tegniese kant. So hierso is waar ek moet begin dit doen. En by the way, die acting en al hierdie goed waartoe ons gaan, dit leer my meer oor myself. Okay, nou net as enige waar ek niks in die law oor myself geleer. Nou net op baie punt, jy het gesê, ek onthou jy het eendag gesê dat of jy dit dis iets wat ek half en half geweet het, maar toe jy dit sê, toe ek daar gaan dink, toe sê soos akteurs doen dit want hulle kom uit 'n daar's 'n donkerte in hulle lewe gewees, daar's trauma. Ja, daar's kyk, hier is nie 'n Ek dink net daaraan. Ek net die gedagtetjie het net maar dis waar gekom. Ek het net gedink, deel van wat ons doen is half aandag soek. Wat jy dalk nie gekry het toe jy klein was. So 'n bold statement. Ek weet, ek voel so skoon skaam. Nee. Maar ek bedoel enige performer of jy wil ietsie sê, jy wil iets so dink aan mense se stories daar buite wat jy ken, right? Okay. So ek het al my storie gedeel daar buite. Okay, dis trauma related. Hy het al sy storie gedeel, dis trauma related. Alright? Cindy het al haar storie gedeel, dis trauma related. Ek ken nie een akteur wat nie een of ander but then again, maybe wat se mense ken ons wat skoon mooi lewens. Ja, maar dis net tussen jy wat gaan drama swat of nie drama gaan swat nie. Daar's mense wat nie 'n storie het nie en daar's mense wat 'n storie, almal het 'n storie, maar almal het een maar of jy dit nou as jy formuleer in die rigting wat jy yes, exactly. Maar dit wil vir my voorkom dat nie die tendensie, maar dit wil vir my voorkom as 'n interessante gevalle studie dat baie akteurs en dalk miskien musikante ook het 'n geneigtheid of hulle het 'n bietjie van 'n storie en 'n agtergrond en bietjie seer, jy weet. Ja, dis daai hoekom het die behoefte vir kreatiwiteit ontwikkel? Like 'n tipe van is dit 'n tipe van 'n ontsnapping? Is dit 'n tipe van jy weet soos toe jy klein was? Hoekom wou jy karakters? Soos ek glo so is jou ek wil net gou, so wat is jou trauma? Ja, ek weet nie presies. Nee, kyk, ek sou sê wat sou jy dink is van jou trauma? Okay, ek dink natuurlik omdat weet jy kom uit 'n sê nou waar daar was egskeiding. Okay. So dit gebeur nou ek en my jonger broer, my ouer broers, ons het altyd gespeel, ons het altyd karakters ontwikkel en ons wou jy weet ons al vier kon aksente doen en so ek sê nie dit is die root. Want maybe is dit wat kinders doen. Ek weet nie, maar wat vir my dit maak net vir my sin, daar was seer in ons huis. En ek dink is dit meeste huise so en die manier hoe ons daarmee gecope het was op 'n meer kreatiewe manier. Dit gesê ek dink ook nie dit is die ergste wat kan gebeur. Ek dink daar's baie erger gevalle daar buite. My ma was baie lief vir my, pa was lief vir my. Like daar was niks dit was nie hektiek goed nie. Ek dink net dit gaan oor hoe 'n mens daarmee cope. Ek bedoel jou storie en jou goeders dit is op rekord. Jy het dit in 'n boek gesit. So dis al gatvol vir daai storie. Dis hoekom ek dit daar dis hoekom jy na my toe gooi. Nee, maar ek dink nie
Nee, ek joke Ek eintlik. sê Ek nie sê gat iemand se verloor, ja. ek sê nie mense se stories is erger en ek wil nie my goed minder maak en ek wil nie ander mense se goed minder maak nie. Ek dink net dalk in die manier hoe ek dink kinders verwerk net goed anders in wanneer hulle klein is en ek dink dit vorm later jou siening en jou manier van uitdrukking. En ek dink dis hoekom ek ken bitter min akteurs en kunstenaars wat 'n tipe van 'n onwenslike kindsituasie gehad het as dit sin maak. Absoluut. Ek wil nie ek sê Nee, ons hoef nie eens in detail te gaan nie, maar ek voel net daar's 'n deel van ek dink die deel van wat ons doen gaan oor die behoefte om iets te wil sê of om tipe van half aandag, jy weet om te sê. Ja. So hierdie is 'n hierdie industrie is 'n aandagmasjien. Dit is 'n ek weet nie, stem of waar kom ek verwoord dit gou beter. Ja. Ek dink hierdie wêreld en sy DNA verlang van jou om daar moet 'n bietjie van 'n ego wees, soos enigiets. Absoluut. Daar moet 'n commitment wees tot ek wat selfversekerd is. Daar moet 'n commitment wees van hoe sal mens sê, ek wil nie sê kyk ek is die beste nie, maar jy moet gun. Jy moet Usain Bolt, want dit gaan nie om iemand anders te wen nie, dit gaan oor hustle. Go for it. Ja. Gooi. En as jy daar is, wat gaan jy nou doen om daar te bly? Ja, so dit is soos daar's vlakke, daar's levels voel ek. En aanvanklik kom jy aan dalk en jy dink jy is die nat piep. Right? En dit is ego en ek wil vir hulle wys en ek wil iets sê en ek soek aandag. Ja. En dan ek dink deur 'n reeks humbling, jy word baie gehumble hier. Ja. Ja. En dan ek dink soos daai wat jy net gesê het van die crew en respek. Ek dink 'n mens kom daar. En dan besef jy dit gaan nie net oor my nie. Daar's 'n groter doel. Reinhard, as ek sê dit die aandagsoekery stories en acting, dit 'n deel dalk, dis dalk 'n deel daarvan. Maar ek glo genuinely stories en acting en die hele masjien is 'n baie belangrike komponent vir die samelewing om te vereenselwig en om sin te maak van sekere situasies deur 'n storie is goed vir mense. Wel, hoekom het ons boeke? Hoekom kyk ons flieks? Hoekom vertel ons stories van die begin van tyd af? Ons is deel van daai masjien.